So lekker om vanaand saam met u hier te wees. Ek glo ons gaan vanaand geseën en gestig wees, net soos wat ek glo vanmôre ons geseën het. Wie het vanmôre seën uit die hand van die Here ontvang? Amen. Ek dink dis 'n goeie ding, as ons die woord lees en ons so half geafronteer voel, so op 'n manier seer gemaak voel, want dit bring groei. En ek dink dis wat die Fariseërs konstant beleef het, elke keer, as Jesus gepraat het, hy het juis hulle probeer help, deur vir hulle te sê, julle het my nodig. Jy is nie op die plek waar jy moet wees nie, groei, en dis wat dit teweeg bring in ons lewe, is konstante groei. Amen. Ek wil vanaand hê dat ons sommer eers oor die woord gaan gesels, en dan gaan ons lekker worship, is dit reg so? Dat iemand is wat sê, ons moet eers sing, ons moet eers dit doen, nee, ons doen dit sommer net soos wat ons wil, né? Amen. So kom ons gaan vanaand die woord van die Here vat, en ons gaan 'n bietjie verder gesels. Ons is besig in Matteus. We are busy in the book Matthew, with the Beatitudes, Matthew 5, 6 and 7. Last week we started with Matthew 6, 5. This morning we started with the first couple of verses of Matthew 6. And tonight we're going to continue our reading from Matthew 6 verse 19. Ons gaan vanaand aangaan by Matteus 6 vers 19. Great gedeelte wat ons vanmôre behandel het. Kom ons recap net gou so oomblik dat ons almal weer op dieselfde bladsy is. Waar het ons begin laasweek in Matteus hoofstuk 5? Waaroor gaan die saligsprekinge en die bergpredikasie eintlik? Wat is die opsomming van hierdie gedeelte Matteus 5, 6 en 7? Die konstitusie van die koninkryk. Jy moet dit onthou. Dis die constitution of the kingdom. Matthew 5, 6 and 7, the constitution of the kingdom. Dis God se konstitusie, en dis die wet waar volgens ons gaan operuit, ook in die 1000 dae van vrede, wat beslis nie nou is nie, ek sê dit weer, dis nie nou nie, Jesus moet nog kom, amen. Alright, Matteus 5 het ons gesien hoe Jesus met die Fariseërs praat, en die mense begin leer, en kort vir hulle sê, dat die wet nie genoeg is nie, jy het meer nodig. Dan sê hy, maar ons hou die hele wet, ons doen dit en dit en dit, en ons pleeg nie egbreek nie, dan sê hy, nee, egbreek is nie genoeg nie, as jy net na 'n vrou kyk, en dan begeer dat jy egbreek. En dan sê hy, yes, like, ons het dit al baie gedoen. Maar ons onderhou die wet, en ons probeer die wet onderhou, en dan sê hy vir hulle, jy mag nie doodslaan nie, dan sê hy, nee, ons slaan nie dood nie, dan sê hy, maar as jy net kwaad is vir jou broer sonder rede, beteken dat jy het hom doodgeslaan, dis dieselfde vir die koninkryk, dan sê hy, yeah, dis net onmoontlik. En dan kom hy Matteus 5 vers 48 en hy sê, be thee therefore perfect, as your heavenly Father is perfect. Wees volmaak soos julle hemelse Vader volmaak is. Maar as ou Matteus 5 deurlees en jy kom by vers 48 en jy dink nog steeds jy's alright, het jy 'n groot probleem. Want wat Matteus 5 eintlik vir ons kom sê is, ons kan dit nie maak nie, né? Ons is verlore sonder die Here, ons het hom nodig. We need Jesus Christ as Lord and Savior. Amen. En dan kom Matteus 6. Ons het gesê Matteus 5 deel oor die innerlike dinge, die konflik, die innerlike hartsemosies, die emosies van menswees. Matteus 6 kom en hy deel met die uiterlike gedeelte, die manifestasie, die outer manifestation of the kingdom. En ons het vanmôre vir mekaar gesê, daar is 3 dinge wat vir God baie belangrik is, en Jesus praat oor al 3 dinge. Die eerste een is om te gee. Om te gee. Die tweede een is om te bid, en die derde een is om te vas. Fasting. Right, giving, prayer and fasting. That's the 3 external factors involved in a child of God's life. Alright, die eerste ding was Matteus 6 vers 1, pas op, dat julle nie jul liefdadigheid voor die mense bewys om deur hulle gesien te word nie, anders het julle geen loon by julle Vader wat in die hemel is nie. Maar jy, wanneer jy liefdadigheid bewys, laat jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie. Sodat jou liefdadigheid in die verborgenheid kan wees, en jou Vader wat in die verborgene sien, hy sal jou in die openbaar vergelde. Dis die eerste ding. Die tweede ding het ons gesê, Matteus 6 vers 5, en wanneer jy bid, moet nie wees soos die geveinstes, wat hulle hou, want hulle hou daarvan om in die sinagoges en in die hoekte van die strate te staan en te bid, om deur die mense gesien te word, voorwaar ek sê vir julle, het hulle loon klaar weg. Vers 6 en 7, maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid die Vader wat in die verborgenheid is, en jou Vader wat in die verborgenheid sien, sal jou in die openbaar vergelde, en as julle bid,
gebruik nie uit die herhaling van woorde soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle deur hul baie woorde verhoor sal word. Vir wie was dit vanmôre 'n eye-opener? Die Here soek nie lang gebede nie. Hy soek kort en kragtige bedoelinge uit die hart uit. En die derde ding is vers 16, en wanneer julle vas, moenie lang gesigte trek soos die geveinstes nie, wat hulle mismaak hulle gesigte sodat die mense hulle kan sien as hulle vas. Voorwaarlik sê vir julle dat hulle loon weg, maar jy, as jy vas, salf jou hoof en was jou gesig, sodat jy nie die mense laat sien dat jy vas nie, maar jou Vader wat in die verborgene is, en jou Vader wat in die verborgenheid sien, sal jou in die openbaar vergelding. En wat is die twee hoofredes van vas? Eerste een is vir rigting. Why do we fast? Hoekom vas ons? Vir rigting en vir oorwinning of bevryding. Right. So daaroor gesels vanmôre. Kom ons gaan vanaand aan Matteus 6 vers 19. Moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde, waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie. Maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie, want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Jesus praat oor uiterste aksies, hy praat oor gee, hy praat oor bid, hy praat oor vas, en nou praat hy oor skatte. Alright. Die eerste drie was al drie uiterlike aksies gewees, they were outwards actions, om te vas, om te bid, om te gee. Nou is die vraag, waar gee 'n mens gewoonlik? As jy nou twee sake op die tafel het waarvoor jy kan gee jy vir die een waarin jy nie regtig belangstelling het nie, of gee jy vir die een waar jou hart lê? Aubrey, is jy 'n bloubil of 'n cheetah? Wat is jy? 'n Shark. Is jy 'n shark? Ek onderskei jou haai. En as jy nou 'n debiet-order moet invul, jy moet nou kies tussen die twee, en daar's nou op die lysie 'n Shark en daar's WP, gaan jy dan nou vir WP iets gee? Vir wie gaan jy iets gee? Hoekom? Want waar is jou hart? By die Sharks. Alright. Ons het gepraat oor drie uiterlike aksies, om te gee, om te bid, om te vas. Nou kom hy vat al drie hierdie goed saam en hy sê, kom ons praat oor jou hart. Waar jou skat is jou hart. Belangrike woorde. Al drie is uiterlike aksies, dit is dinge wat ons besig is om elke dag te gee. Elkeen van ons, of ons wil of nie, ons gee. Besef julle dit? Al is dit nou as jy by Pick n Pay uitkom vir daai ou wat jou kar opgepas het, en jy gee vir hom 10 sent of R1 of R5 of R10, maak nie saak nie. Iewerster is daar iemand elke dag vir wie jy gee. Of dit nou op 'n Sondag hier is, of dit daar in die dorp is, of dit 'n tip is vir die waiter wat vanmiddag vir jou daai lekker bord kos daar by die eiland aangebied het om te eet na die tyd. Party van die mense het vandag, is dit 60 jaar getroud, hè? Nog nie 60. Hoeveel jaar is jy getroud vandag? 48 jaar getroud. Baie, baie geluk. Kleinkinders by dosyne, hoor. Alright. Om te gee is nie God se manier om ryk te word nie. Om vir jou om te gee is nie God se manier vir jou om ryk te word nie. Dis God se manier om kinders te maak. Giving is not God's way of making you rich. It's God's way of making children. Dink vir 'n oomblik daaroor. God leer ons om te gee. Hy leer ons om gebed te gee. Hy leer ons om van ons energie te gee, om te vas. En nou sê hy, waar jy gee, waar jou skat is jou hart. Met ander woorde, God leer ons nie, en dit is great as ons dit vir die mense leer, wat jy saai sal jy maai, en as jy gee, gaan jy terugkry, en saai nou R10 in die mandjie vandag, en dan vertrou jy die Here vir R100, dit klink soos 'n quick fix, dit is beter as die lotto, né? Dis guaranteed, elke keer as jy iets insit, gaan jy iets terugkry, maar dis nie hoe die Here altyd werk met ons nie. Want ons gee nie, sodat ons net kan terugkry nie, ons gee, sodat God ons harte kan leer,
en ons skatte by hom kan wees. Want onthou, die woord sê nie daar waar jou hart is jou skat nie. Hy sê waar jou skat is jou hart. Want hy weet, andersom is nie die waarheid nie. Dit beteken nie as jou hart iewers is jou skatte gaan daar wees nie. Nee, waar jou skatte is, daar volg jou hart. So ek wil vanaand vir jou vra, waar sit jy jou skatte? Dis eintlik die vraag wat ons dan nou vir mekaar moet vra. Is dit nie so nie? Waar sit ons skatte? Want elke keer as ek gee, elke keer as ek van my tyd gee, of van my geld gee, of van my gebed gee in tyd, of van myself opoffer en vasting voor Here, elke keer as ek gee ek bietjie van my synigheid, gee ek bietjie van my selfsugtigheid, gee ek bietjie van my geld, en gee ek bietjie van my hart. Elke keer. Daarom het ek nodig om te leer om te gee, sodat die Here my hart daardeur kan verander. Dis wat gebeur as ek gee. Ek gee nie om net so gebless te word dat ek so ryk kan word nie. As die Here my seën, is dit great. Hy sê, want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. God soek jou hart, nie jou geld nie. God is nie geïnteresseerd in jou beursie nie, dis in elk geval syne. Hy soek jou hart. Dis waaroor alles gaan. Maar hy weet dat waar jou skat is, gaan jou hart wees. As jou skat op die aandelebeurs lê, gaan jou aandele en jou fokus en jou alles wat jy mee besig is, gaan gemik wees. Wat gebeur op die aandele? Wat sê die koerant? Wat sê die stock exchange? Wat sê die Dow Jones? Wat gebeur? Wat maak die goudprys? Dit gaan jou fokus wees. Jou hart gaan daar lê. As jou geld in eiendom lê, in spekulasie, gaan dit wees waar jou hart lê. Jy gaan die hele dag kyk, wat doen die mark? Is hy op of is hy af? Wat is die verkoopsprys? Wat is my totale som as ek dit bymekaar maak? Hoeveel wins gaan ek maak hierdie jaar? Dis waarmee jy jou gaan besig hou. Maar as jou geld in die koninkryk lê, gaan jou hart ook in die koninkryk wees. Dit was vir my so openbaring. Die Here wil nie ek moet gee sodat ek net meer kan kry. Hy wil ek moet gee sodat my hart ook daar kan lê. Dis waar hy my hart wil hê. Hy wil my hart hê. Ons sing dit, Jesus, U alleen het my hart. Maar ons harte is nie altyd by hom nie. Ons harte is verdeeld, is op ander plekke. Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Alright. Jou hart is waar ook al jou skat geberre word. Daar waar jou skat geberre word, daar gaan jou hart wees. Nou sê Matteus 6 vers 22. Die lamp van die liggaam is die oog. Interessante gedeelte wat nou volg, en ek het al baie hieroor gehoor, en ek dink dis baie misverstande hieroor, mag die Here vanaand dit vir ons oopmaak. Die lamp van die liggaam is die oog, en as jou oog dan reg is, sal die hele liggaam verlig wees. Maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. As dan die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie? Wat sê hierdie? Right, dit raak donker, en die oomblik as jy jou oog opmaak, dan sê, ja, dit is lig. Jou oog bring lig vir die liggaam. Beteken dit toe jou oog toe was, dat het donker was in die kerk? Nee, maar jy het donker gesien. Is dit nie so nie? So dit verhinder jou om die werklikheid van wat om jou aan die gang is, reg te sien. Nou sê die liggaam, as jou oog donker is die hele liggaam donker. As jou oog sleg is die hele liggaam sleg. Interessante skrifgie wat ek vir jou wil voorhou vanaand. Spreuke 28 vers 22 sê, in die Afrikaans sê dit soos volg: 'n afgunstige man oorhaas hom om ryk te word, en hy weet nie dat gebrek oor hom sal kom nie. Interessant, né? Hy sê, 'n afgunstige man oorhaas hom om ryk te word, en hy weet nie dat gebrek oor hom sal kom nie. Dis die 1953 vertaling van die Afrikaanse Bybel. If we go a bit deeper and further, more to the original text that we find out of the Greek, I go to the authorized version in the English Bible, and it says as follow: He that hasteth to be rich has an evil
eye. It's totally different than the Afrikaans Bible. Totally different. The Afrikaans Bible mentions nothing about an eye. The English Bible is a bit more correct to the original Greek text, and it says, "He that hateth to be rich has an evil eye, and considereth not that poverty shall come upon him." That's the authorized version. I go a bit further in the English translations, back to the Darby translation of 1885. That's 126 years back. A bit more to the original text, and it says as follows: "He that hath an evil eye hasteneth after wealth, and knoweth not that poverty shall come upon him." He that has an evil eye. Dis mos wat die Bybel eintlik sê. Hy wat 'n slegte oog het, jag na geld. Dis wat die Afrikaanse Bybel moes gesê het. Dink julle ook so? Ons Afrikaanse Bybel is baie arm. Was baie keer gebrekkig vertaal. Nou kom Jesus en hy sê, as die oog sleg is die hele liggaam sleg. As jou oog ingestel is op die verkeerde dinge, is jou hart ook by die verkeerde plek. Dis wat die woord daar vir ons sê. En baie keer is ons oog so donker, dat ons nie besef hoe donker is dit in ons hart nie. En dis wat die woord van die Here kom doen, dis wat hy vanmôre kom doen, en dis wat hy vanaand kom doen. Hy kom konfronteer ons konstant, en hy sê, is jy op die plek waar jy moet wees? En weet jy, die groot deel daarvan is, dat jy nie een keer hier uit hoef te stap, en te sê, ek is verlore nie, ek gaan hel toe nie. Al wat ons kan sê is, Here, verander my. Wow, dis so awesome. Die Here kan ons verander. Hy sê, weet 'n slegte oog, die een wat vinnig ryk wil word, hy sal in donkerte wees. As dit jou fokus in die lewe is, sal dit vir jou verkoord wees. Die Here wil nie ons fokus moet rykdom wees nie. Ons fokus moet hom wees. Verhouding met hom. Nou wil ek vir jou vra, is dit verkeerd om ryk te wees? Wil die Here nie ons moet ryk wees nie? Nee, dis nie wat ek sê nie. Dis nie wat hy sê nie. Hoor wat sê die woord van die Here in 1 Timoteus 6, vers 17, 18 en 19. Hy sê, hy skryf vir Timoteus, Paulus skryf vir Timoteus, en hy sê vir Timoteus, beveel die rykes in die teenwoordige wêreld, om nie hoogmoedig te wees, en ook nie hulle hoop te stel op die onsekerheid van die rykdom nie, maar op die lewende God, wat ons alles ryklik verleen om te geniet. God gee vir ons rykdom om te geniet. As jy ryk is, ek is bly saam met jou, enjoy dit, koop 'n ekstra roomys vanaand, dis awesome. Die Here gee dit vir ons, en hy wil hê ons moet gebless wees. Maar dit moet nie jou fokus wees nie. As jy dit het, geniet dit. Daarom skryf Paulus, en hy sê, beveel hulle, om nie hoogmoedig te wees oor wat hulle het nie, want dit kom van God af, hulle moet dit geniet, vers 18, dat hulle goed moet doen, en ryk wees in goeie werke, vrywillig, mededeelsaam, en vir hulle 'n skat weglê, 'n goeie fondament vir die toekoms, sodat hulle die ewige lewe kan vererf. Waar jou skat is jou hart. En omdat die Here dit weet, skryf hy juis hierdie gedeelte deur Paulus vir Timoteus en sê, waarsku die ryk mense, hulle moet dit geniet, maar hulle moet onthou, waar hulle skat is, gaan hulle hart wees. En ons weet, Jesus begeer ons hart. Moenie op dit vertrou nie, maar geniet dit kom van God af. Amen. As jy daarvoor soek, gaan jou oog verkeerd wees. God gee alles vrylik, maar moenie trots wees daarop, of daarop vertrou nie. Dit kom van die Here af, dis genade. Nou sê vers 24, niemand kan twee here dien nie. Want of hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Ek en oom Leon het in die bidkamer van mekaar gesê, hy het dit gekwoteer. Ons kan nie al twee dien nie. Nou moet ek die volgende stelling maak. Jesus verwys nie hier na Mammon as geld nie. Jesus verwys hier na Mammon as 'n entiteit. As iets veel meer as net besittings en geld en rykdom. Dis 'n ding. En ek wil daardie ding vanaand noem.
dis 'n demoniese gees. Mammon is nie net om geld in jou beursie te hê nie. Mammon is 'n ding. Mammon is iets wat onderskei moet word. Mammon is 'n gees. Dis 'n gees van onvergenoegdheid. Dis 'n gees om agter die verkeerde goed aan te jaag. Weet jy dat as jy bietjie na die Wall Street Journal gaan lees en jy kyk bietjie na die New York Times en jy lees bietjie hierdie boeke vir die mense wat geld het, né, die effekte en die beurse en die aandele en die dinge, dan reken hulle die volgende, dat as almal reg oor die wêreld, as daar nou 'n fluitjie sal blaas, prrrt, en almal moet alle skuld wat hulle het, betaal. Met ander woorde, of jy moet alles wat jy het verkoop om jou skuld te kan betaal, of jy moet alles wat jy skuld net teruggee, dan sal slegs 10% van die bevolking van die wêreld kontant in hulle hand hê. Net 10%. So as ons vanaand sou musical chairs speel, wie van julle het al musical chairs gespeel in julle lewe? Ek het al. En gewoonlik as daar 10 is, dan vat ons mos net een stoel weg, en as die musiek ophou speel, gaan sit almal in die een ou bly staan. Nie as dit kom by finansies nie. Mammon is nie net geld nie, dis 'n gees. En as daai fluitjie vanaand sou blaas, of vanaand sou die klavier ophou speel, en ons moet sit, gaan net een ou stoel hê. En die ander 9 gaan staan sonder niks, met skuld. Dis wat die wêreld daar buite weet. Hulle het jou, net waar hulle jou wil hê. Jy is skuld. En daarom sê die woord van die Here, skuld niemand iets behalwe om mekaar lief te hê nie. Dis 'n Bybelse beginsel. Dis 'n preek vir 'n ander dag. Vers 25. Daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe. Oor wat julle sal eet, of wat julle sal drink nie, of oor julle liggaam, wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie? Nou, vra ek vanaand, beteken dit ons moenie omgee nie? Beteken dit regtig ons moet sê, don't worry, be happy, wees net bly oor alles, moenie worry nie, moenie worry hoe jy lyk nie, en moenie worry of jy gebad of geskeer is nie, moenie worry wat jy ry nie, moenie worry waar jy bly nie, is dit wat dit sê? Nee, daar staan, moenie daaroor worry nie, moenie daaroor kwel nie. Daai Griekse woordjie vir worry is die woordjie merimnao. Merimnao is die Griekse woordjie wat sê to be anxious, to be troubled with cares, to care for, to look out for a thing, to seek to promote one's interest, caring or providing for. Dis anxiety, dis waar dit op neerkom. Dis stres. Die woord sê, daarom sê ek vir julle, moenie julle stres oor julle lewe, oor hierdie nietige goedjies nie, moenie daaroor stres nie. Weet jy dat statistiek bewys dat 9 van die 10 goed waaroor ek en jy stres nooit gebeur nie. Wie van u weet dis die waarheid? Wie van u kan onthou 4-5 jaar terug toe jy in daai stadium van jou lewe so verskriklik gestres het, dat jy so min geslaap het en deur so tyd gegaan het wat jy oor alles geworry het? Hoeveel van daai goed het waar geword? Inteendeel, ek dink nie jy kan vanaand onthou waaroor jy gestres nie. As ons wil eerlik wees, is dit nie so nie? Ons stres onnodig. Die Engelse vertaling, die Engelse definisie van hierdie woord letterlik beteken dat iets jou wurg, it will strangle you to death. Worries. It will worry you down. That's stress. Dit sal jou wurg. As jy in die aand in jou bed lê en jy begin dink oor goed, dan voel jy Wie van julle het al gevoel as jy sluk, jy sukkel so om te sluk? Kom aan, wees eerlik. Wanneer jy betoelaat dat die duiwel vir jou sê, worry, worry, worry. Dis wat worries doen. Het jy geweet dat in 1 vierkante kilometer radius, nie radius nie, dis oppervlak, né? In 1 vierkante kilometer se mis. Wie van julle ken mis? Ons ken nie regtig mis hier in die Vrystaat nie, daar by die rivier bietjie mis, né? Die slim mense sê in 1 vierkante kilometer mis
is daar 60 triljoen particles of fog. 60 trillion particles of fog in 1 square kilometer. That's enormous. As jy daai 60 triljoen particles by mekaar opvang, sit jy met 'n halwe glas water. Dis ondenkbaar. Dis genoeg water, 'n halwe glas water veroorsaak 1 vierkante kilometer se mis. 'n halwe glas water maak dat lughawens nie meer kan vliegtuie wat opstyg en land nie, omdat daar te veel mis is. 'n halwe glas water. Dis wat stres in my en jou lewe doen. Dit bring mis voor die son. Toe ek vanaand uit is by die huis, net so na 5, toe ek ry by die huis, en ek kyk so op na die son, wie van julle die son gesien? Dit lyk soos reën so voor die son, soos mis. Toe sê ek vir Christian, as ek by die huis kom, is al hierdie speelgoed wat die buite lê geberre, want dit kom reën. Toe kyk hy so op, toe sê, die son gaan val. Dis mis. Dis wat mis in my en jou lewe doen, dit verhinder ons om reg te kan sien. Dit laat ook baie keer ons liggawens sluit vir kommunikasie. Ons gebedslewe is daarmee heen. Ons verhoudings met ons medemense is daarmee heen. Ons lê in stres oor alles. 'n halwe glas water. Die woord sê, moenie julle stres oor die dag van môre, wat julle sal eet of sal aantrek nie. Matteus 6 vers 26 sê, maar kyk na die voëls in die hemel. Hulle saai nie en hulle maai nie en hulle bring nie bymekaar en skuur nie, en tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as 'n klomp voëls nie? Ek dink ons moet die voël mentaliteit inneem. Voëlvry. Ons moet net God geniet en sy teenwoordigheid geniet en sy sorg vir ons geniet en elke dag net geniet. Maar ons wil beplan, ons wil worry, ons wil stres. En ons laat toe dat 'n halwe glas mis ons verhouding met God belemmer. God sorg. 1 Petrus 5 vers 7 sê wat? Eerste Petrus 5 vers 7 sê, ons het 'n liedjie daaroor geskryf wat sê, cast your burdens unto Jesus for he cares for you. Onthou julle dit? Die Afrikaanse vertaling sê, werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Ons moet dit onthou, 1 Petrus 5 vers 7. Hoe doen 'n mens dit? Hoe kry ek dit reg om my bekommernisse op hom te werp? Ek bedoel, dis iets waarmee elke mens met wie ek nog ooit gepraat het, my vra, hoe? Dis baie maklik. Filippense 4 gee vir ons die antwoord. Vers 6 en 7. Filippense sê, wees oor niks besorg nie. Maar, ek dank die Here vir hierdie maar, want hier kom 'n antwoord. Hier kom 'n antwoord vir jou en vir my om ons te help. Hy sê, maar, laat julle begeertes, dis dit wat jy oor wonder, dit wat jy graag wil hê, dit wat jy oor wonder, laat julle begeertes in alles, deur gebed en smeking met dankbaarheid bekend word by God, en die vrede van God, wat alle verstande te bowe gaan, sal, miskien, partykeer, dalk, as jy gelukkig is. Nee, hy sê, sal julle harte en sinne bewaar in Jesus Christus. Rinus se eie vertaling van daardie 2 sinnetjies, stres oor niks, bid oor alles, en wees dankbaar vir enige iets. As jy dit kan onthou, stres oor niks, bid oor alles, en wees happy oor enige iets. Don't worry, be happy. Dis die koninkryk se reël. Stres nie, bid oor alles, wees dankbaar vir enige iets. Dis die lewe. Jesus wil ons stresvry hê. As stres, ek dink nie daar gaan ooit stres in die hemel wees nie. Dit is net ondenkbaar. Dit sal nie so wees nie, want Jesus is daar.
En hy sê ons Hemelse Vader weet alles van ons. Julle het die storie gehoor van meneer Stres. Daar was 'n man gewees in 'n sekere dorp wat oor alles gestres het. Wie ken mense wat oor alles stres? Fobies het oor alles, worry oor alles, stres oor alles. Maar wat nou, hulle analiseer alles, hulle dink vooruit, hulle weet tot wat gaan die ander party sê as hulle hom iets sou vra, hulle dink oor alles. Sulke mense maak my moeg. Alright. Moeg. Wat sê nou Tanena? Wip jy jou vir die Leon sê weer dat hy so. Nee, ek dink nie dat hy stres nie. Sy is rustig. Meneer Stres het gestres oor alles. Hy het die hele dag in die huis gebly en dan wonder hy of die matseep waarmee hy die mat gewas het nie dalk toksies is en hy op die proses homself vergiftig nie. Hy het seker gemaak hy die regte kussing waarop hy slaap en gekyk en gelees op die internet of dit nie dalk giftige gasse in het en of daar nie dalk, jy weet, hy het regtig oor alles gestres. Hy het nie net so 'n badseep gekoop nie, hy het gelees wat daarin is. O nee, ek kan nie dit gebruik nie, daar's goed in wat nie goed is vir my nie. Hy het sommer niks geëet nie. Ons raak almal soms dalk so. Ek was amper so. Hy het gestres oor alles. Hy was 'n mislike, morbiede, eensame mens. En een dag, toe die besigheidsmanne so oor die straat uitkyk, toe sien hy, hier kom hy verby. Môre. Wat gaan met hierdie ou aan? Dis nie dieselfde man nie. En die ou daar by die haarkapper, hy roep hom in, en hy sê vir hom, hoor die vriend, wat gaan met jou man? Hy sê, ek's happy. Hy sê, ons kan so sien, maar ons het jou in jare nie so gesien nie, wat het gebeur? Hy sê, ek het iemand gehuur om namens my te stres. En hy sê, you what? Hy sê, I hired somebody to stress on my behalf. Hy sê, but how can you do that? You must pay him a fortune. I say, yes, I'm going to pay him a fortune. I say, what are you going to pay him? He says, $4 million a year. I say, what? You only make about 16 grand a year. How are you going to afford it? I say, that's his problem. Dit was my goed. Party van u lag nie, dit was my goed. Small things amuse small minds. Wie tog onder julle, vers 27, kan deur hom te kwel 1 el by sy lengte voeg? Wie kan homself langer maak deur te worry? Wie kon dit al reg kry? Wys vir my. Nee, ons kan nie. En wat kwel julle oor julle klere? En nou, wees nou eerlik, wie het hom nog nooit gekwel oor sy klere nie? Wie het nog nooit voor die klerekas gestaan en na 'n broek of 'n hemp of 'n trui of 'n baadjie, ek wil nou nie sê 'n rok nie, ons gekyk en gesê, ek weet nie, is tyd vir 'n nuwe een. Ons doen dit almal. Ek moes unfortunately deur 'n vreeslike exercise gaan hierdie jaar om my klerekas te rearrange. Ek weet nie of julle besef het nie, 35 kilos is baie. It's like 5 sizes in waist. Dis verskriklik. Ek het nie my klere in my kas oor nie. Ek het gisteraand weet toe my pa iets by my kom haal by die huis, toe sê ek, o ja, ek het my hemde vir 'n slag skoon gemaak. Ek het seker 'n stuk of 40 hemde daar op die bed. Sê ek, pa kan vir jou vat wat jy wil hê. Nie dat ek dink hy is groter as ek nie, maar ek bedoel, as hy dit kan gebruik, is hy welkom. En ewe skielik besef ek, ons staan voor hy kas en worry ek, weet jy wat kos, waar gaan ek so baie klere kry, waar gaan ek nie? Ek het 'n denim en 'n langbroek in my kas, en die Here leer my, ek wil nie weer worry oor klere nie. Wie van julle kom agter, ek dra vir 2 maande dieselfde grys broek elke oggend? Niemand nie. My vrou kom nie agter nie. Ja, maar dan trek ek bruin skoene aan, en dan trek ek swart skoene aan, en dan trek ek my bruin, niemand weet dit nie. Dink jy regtig jy hoef te worry oor klere? Nee. Klere was daar so. Ons gaan toer net. Hy sê, kyk na die lelies van die veld. Kyk hoe hulle groei. Worry hulle oor wat hulle gaan drink, en wanneer die reën gaan kom, en o, Here, dat nou begin reën, ek gaan vrek. Hulle sê nie vir die Here hoe dringend het hulle reën nodig, nie? Hulle sê nie vir die Here, Here, as dit nie nou reën nie, gaan dit en dit en dit gebeur. Hulle sê, oh, ek het nie geweet nie, wag, laat ek dit neerskryf. Ek moet nou laat dit reën, jong. Nee!
Hy sê hulle arbei nie en hulle spin nie. En ek sê vir julle, Jesus maak 'n verklaring en as hy iets sê kan ons dit glo. Hy sê nie Salomo in al sy heerlikheid was bekleed soos een van hulle nie. Dis 'n ongelooflike statement. Modes verander voortdurend. En as jy nou nog nie geleer het dat jy nooit sal voorbly met modes nie, gaan jy dit nooit leer nie. Wie van julle was op 'n tyd in die mode met julle kleredrag? Kom tannies, bely, steek julle hande op. Hoe julle jonk was. Ek ook, ek het stovepipes gedra en boots. Dit was kwaai in die mode toe ek jonk was, stovepipes en boots, gebleach. Dat toe die denims net so begin. Want jy dit, Aubrey, met kaasdoek hemde wat uithang, en hy het so touwtjie gehad wat so ingeruig is met so oop koller. Ek het alles gehad wat daar was, hè? Mammon, hy het vir jou gesê, jy moet in die mode wees. Daar is so 'n channel op my DStv, kyk hom nooit nie, dis van die duiwel. Hè? Wat is sy naam? Die modekanaal. Jy hom al raak geblaai. Die modes, al waaroor dit gaan is Milan, modes, en daar's baie vrouens wat net daar sit en sê, my man, ek moet so 'n rok hê. Sien jy dit? Ek moet so een hê. Nee, glad nie. Modes verander voortdurend, maar daar's een ding wat nooit sal verander nie. Jy kan maar altyd 'n mooi glimlag op jou gesig dra, en dit bly mooi. Trends change. But to wear a nice smile will never fade. Dis altyd mooi. As ek aan die morgen sit, en julle weet, dis my grootste tydverdryf, naas my ure in gebed. Die wat vanmorgen was, weet ek nou, regtig 'n grap gemaak. As ek aan die morgen sit, in die Waalmol, daar in die Waalmol, daar by die Spur, kyk ek so waar die mense inkom, of daar oorkant by John Dory, hulle die lekkerste hoenderlewer in die Waalmol, maar, of hier by Potch, as ek daar in Potch gaan sit, daar by Mac and Bean, daar waar jy nou mooi kan sien, waar al die mense voorbij kom, daar by die Hoofstraat, daar in Potch, so mol, wat is hulle mol? Die mooi riviermol, sonder 'n rivier, alright, mooi spruit, maar in ieder geval, mense dop te hou, daar kom partykeer, rarig, daar kom mense aan wat as dit so aankom, dan ek kry lag, ek moet my milkshake optel en drink, want dit is soos regtig snaaks. Dit is so groot dan nie, dan sy so stywe t-shirt aan wat daar sit. Ek kan haar naaltjie sien, ek wil nou nie vir julle my naaltjie wys nie, maar regtig. En dan sy naaltjie ring in. Ek sien iets blink so daar aan haar naaltjie, en dan sy so stywe kort broek aan met plakkies. En dan loop sy voet as hier aan die dan wil ek my doodlag, en dan denk ek dan nie, jy het nie 'n spieël in jou huis nie. Jy het nie, maar weet jy wat vir my mooi is? Die glimlag op hulle gesig. Die kleredrag bepaal nie of jy in die mode is of nie in die mode is nie. Ek hou die mense se gesigte dop, ek worry nie oor kleredrag nie. Ek gaan self, ek sê vir my vrou nou die dag, ons kyk weer 'n ou fliek nou die aand, Neverland, The Story of Neverland of so iets. Het jy dit gesien? Van die akteur wat, of The Road to Neverland, van die akteur wat die stories geskryf het, Peter Pan, het hy eventually geskryf, almal weet van Peter Pan, dis een van die kinderstories. Maar hy begin het nou kyk ek waar hulle in die park gaan speel, in die Mara. Die oomies het suits aan, onderbaaikies, dasse, suits, stap hulle met die hond, dan gooi hulle bal vir mekaar, dan vang hulle dit, dan denk ek, liewe hemel, ek sal het nie gemaak het nie. Dan sê ek vir my vrou, imagine ek moes nou in die park instap, met my kaal voete en Pietie broek, en my help my sterk like hempie. Die mense sê, dink ek is van die duiwel besete. Ek dank die Here vir die tyd waarin ons leef, dit is so 'n bevryding om net mens te kan wees. Rarig, want hoe hulle gelyk het was ernstig, ek bedoel as jy daai ou foto's, daai familiefoto man, niemand smile nie, almal het suits aan, klere, sulke lang rokke wat op die grond sleep, die arme girls, hulle het so warm gekry, sekerlik. Julle onthou dit ou tannie Shaal, julle is so groot geword. Wie van julle het sulke oumas en oupas gehad? Julle onthou dit, dis nie lang terug nie, dis nou die dag gewees, 100 jaar terug. Dit was die mode.
dank die Here is verby. Hy het ons kom vrymaak, hy het vir ons kom leer, godsdienst sit nie in jou klere nie, dit sit nie in jou das nie, dit sit nie in jou soet nie. Ek dank die Here, ek het nie meer een soet in my kas nie. Ek het nou nog vir die Here gevra, wat is die plan om my so baie gewig te verloor? Weet jy wat, al 6 soets is weggegee. Ek het nie meer een nie. I'm born again. Dis fantasties, dis bevrydend. Dasse, baie, ek gaan hulle weggee nog oor. Dasse het ek nog baie. Vers 30. As God aan die gras van die veld, wat vandag daar is en môre in die oond gegooi word, so beklee, hoeveel te mee vir julle? Daarom moet julle nie kwel en sê, wat gaan ons môre eet? Vrou, het jy al gedink, wat gaan ons môre eet? Ons het môre aan mense wat kom kuier, dink jy, wat gaan ons eet? Wat is op die spyskaart? My vrou, ons moet by die dorp uitkom. Hy sê, nee, moenie eers wonder oor wat julle gaan eet nie, eet net wat daar is. Maak 'n blikkie tuna oop, man, dis net so lekker. Weet jy wat, 'n stuk brood saam met 'n vriend is baie lekkerder as 'n skaapbout saam met 'n kwaai vrou. Wie kan sê amen? Moenie nou amen sê, dis verkeerde plek. Alraai, maar ek kan dit sê, my vrou is nie hier vanaand nie, maar sy weet, dis die waarheid. Hy sê, moenie worry oor wat julle gaan eet. Wat gaan ons drink? Ons het vergeet om drink goed te kry. Wat drink die mense? Ek weet nie, jong, ons moet dalk dit of dit kry. Hy sê, nee. Of oor wat julle gaan aantrek nie. Die tweede keer wat hy praat oor aantrek, want hy weet, dis vir ons regtig 'n issue. Klere is regtig vir ons 'n issue. Moenie daaroor worry oor wat julle gaan aantrek nie. Dit moenie die fokus wees nie, want na hierdie dinge soek die heidene, the heathens. So al wat ek op hierdie oomblik vir jou wil vra, en jy kan net daai vraag gou vir jouself uitklaar, sonder om hoërgraad wiskunde nodig te hê. Soek jy na die dinge in jou lewe? Ja of nee? En as jy vanaand enigstens sê, sure is genoeg, dis amper 'n ja. Dan wil ek vanaand vir jou sê, hou op optree soos 'n heiden. Ons is nie heidene nie. Ons is God se kinders. Ons hoef nie na hierdie goed te soek nie. Ons hoef nie daaroor te worry nie. Ons hoef nie daaroor te stres nie. Want alles sal gebeur soos wat God dit wil hê, dit moet gebeur. Alles sal in plek val, want ons is sy kinders. Dis so goed, my kind kom by die huis en hy vra vir my pa, het ons genoeg kos vanmiddag, sodat ek daarom sal kan kos hê om te eet? Ek sal dit baie snaaks vind. Sal dit nie snaaks wees vir jou as jou kind by jou kom en sê, pa, ek wil daarom net seker maak, voordat ek nou in hierdie huis instap vandag, is jy daarom eers kos, nee? Ek sê vir hom sê, luister my mag, dis my worries. Kom jy in, dis jou huis, wat gaan nou met jou aan? Sê, pa, ek wil daarom net seker maak, jy weet, wat se klere moet ek aantrek vanmiddag? Sê, my liewe jemmel, Christian, jy het meer klere in jou kas as wat ek in my kas het. Wat gaan met jou aan? Maar ek wil nou net seker maak, wat se kos gaan ons eet? Jy weet, ek het vanmôre laas ontbyt gehad. Wat gaan ons eet? Ek begin nou regtig worry, wat gaan pa vir my gee om te eet vandag? Ek sal baie geafronteerd voel. Inteendeel, soos ek my ken, gaan ek hom nou afstof. Of sê, nou los jy jou nonsens. Ek is jou pa en ek sorg vir jou, wat is jou probleem? Dink net prakties in die koninkryk, wat doen ons met ons hemelse Vader, elke keer as ek en jy worry? Ek dink hy is baie keer met alle respek lus om ons oor sy skoot te trek en goed in die brand te slaan. 'n Goeie afstof, Isak? Ons is vermetel. Wil ons vir hom vertel, hoe moet hy na ons kyk? Hy het ons gemaak afterall. Ek bedoel, ek het nie eens my kind gemaak nie, die Here het dit gemaak, ek het daarmee niks te doen nie, ek was net daar. Maar hy het hom gemaak. Ons hemelse Vader het ons gemaak, hy het daarmee alles te doen, hy hou ons in stand, hy weet wat ons nodig het, hy tel die hare op jou kop elke oggend gou, soveel, ja, daai nommer het uitgeval, ek het geweet, hy gaan uitval. Nee, as ek vir julle gesê het, sê hy vir die engele, Leon het 10 hare minder vanmôre. Hy weet van jou en van my, als. En dan plaas relax ons net en sê, so great om 'n kind van die Here te wees. Ek wil net vanmôre sommer kom bid, Here, onze Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, u koninkryk kom, u wil geskied. Dan kom ek vanmôre daar in my binnekamer en ek bid en ek sê, Here,
O, Here, dis etenstyd 1:00, Here. Sê die Here, ek het nie geweet nie, wag dat ek dit nie skryf. Mense het vir my groot openbaring oopgegaan in hierdie woord, dit het my so kom vrymaak. Jy hoef nie vir die Here te vertel nie, hy weet. Hy weet. Here, hier is my budget, Here, Here, ek weet, ek het hom so beplan vir jou. Jy kan my niks vertel van jou budget nie, ek weet. Die Here weet alles. Waaroor worry ons onsself? Dink jy regtig jy kan 'n verskil maak daaraan? Dink jy regtig jy kan 'n verskil maak daaraan? Maar hy sê die volgende, hy sê, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al hierdie dinge gaan van self vir julle gegee word. Wat is ons funksie? Waar moet ons hart en ons skat wees? In die koninkryk. In die koninkryk. As jou skat in die koninkryk is, en jou hart in die koninkryk is, gaan God vir jou voorsien. As jou hart en jou skat by die verkeerde goed is, gaan jy nodig hê om te worry, want jou hart is op die verkeerde plek. As jou hart daar is, en jou skat daar is, in die koninkryk, vers 33, soek eers die koninkryk van God, en sy geregtigheid. Die konstitusie, soek eers die konstitusie. Wie van julle ken die landse konstitusie? Ons bly hier, maar ons het nie idee waar aan staan, hy verander daagliks. Soos die koerant, elke dag anders. Maar hierdie konstitusie staan vast tot in ewigheid. Hy sê, ek wil hê julle moet gelukkige mense wees. Ek wil hê julle moet besef dat julle my nodig het, want julle is verlore sonder my. Want as jy sonder my wil iets wees, moet jy volmaak wees, anders gaan jy dit nie maak nie. Maar ek wil hê jy moet gee van jou tyd, gee van jou geld, gee tyd en gebed aan my, vas jou liggaam en sit hom eenkant vir my, en moenie worry nie, kyk net, don't worry, just watch, I'll look after you. That's the kingdom principle. That's what Matthew 6 is about. Seek ye first the kingdom of God, and I will give everything that you will ever need. I will add it on for you. Dis die woord vanaand vir ons. Soek eers die koninkryk. En ons gaan net vir 'n oomblik, ons gaan nie lank vat nie, en as jy wil loop of moet loop, kan jy regtig loop. Ons gaan net vir 'n oomblik net bietjie hoor vanaand. En die koninkryk soek. En vanaand gaan ons nie bid, Here gee ons reën nie. En ons gaan nie vanaand bid, Here help my huis hier betaal nie. En ons gaan nie vanaand bid, help my die kar moet reggemaak word nie. Die Here weet alles. Vanaand gaan ons net die koninkryk soek vir 'n oomblik. En ons gaan net vir hom sê, ons hart is by U, op die regte plek. Moenie jou worry oor môre nie. Moenie worry nie. Moenie worry nie. Wat moet gebeur, gaan gebeur. As jou streepie môre getrek is hy getrek. Daar kan jy niks aan doen om te verander nie. Ook kom jy by die beste spesialis of die beste dokter uit, hy gaan nie 'n verskil kan maak vir jou as die Here bepaal het, dis so nie. God is in beheer. Jy moet dit begin glo. Stel hom eerste.